Liewe vriende, soos altyd is dit lekker om saam met julle te kan en te mag kuier. As julle agter my oplet, het ons 'n bietjie van scenery verander, soos die Engelsman sê. En ek sit vandag in ons moederskamer hier in ons kerkgebou. Maar saam met my het gekom die Christuskers, wat 'n simbool is van die Here se teenwoordigheid. So al verander ons posisie en so 'n bietjie van 'n scenery, verander dit nie, en dis die konstante. Dat die Here saam met my hier is, waar ek nou is, maar saam met jou is daar waar jy nou is. En dit moet ons eintlik vanoggend saam begin deur dit te bely. Ek sit hier vandag, aangesien hulle aan ons kerktoring besig is om te bou en dit bietjie te verander, en ons is opgewonde hoe die Here ons eintlik ook in staat stel om hierdie projek te kon aanpak en dit ook af te handel. So wanneer jy weer hier verbyry en jy sien, daar is gewerk of sien wat is gemaak, sien die kruis raak wat op ons kerktoring gaan vertoon. So ons is baie opgewonde daaroor. Ek dink dis 'n ding wat ek ook nou weer wil sê. Jy moet vandag weet, daar waar jy is die Here, hier waar ek is die Here. Die Here is nie beperk tot plek of ruimte nie. En mag ons dit in ons harte hou wanneer ons vandag in ons erediens ingaan. Mag ons weet dat die Here jou nou ontmoet waar jy is. En dis juist daarom dat ek jou ook kan groet en sê genade en vrede vir jou van God ons Vader, die een wat alles tot stand gebring het. Van God die Seun wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Van God die Heilige Gees wat ons eintlik nou so hardop mooi saam bely het. Jou ontmoet waar jy is, my ontmoet hier waar ek is en altyd saam met ons is. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg om hier te kan en te mag wees, om saam te kan kuier, om saam na te kan dink oor u woord. Here, vandag gesels ons rondom die tema, dit is klaar met my. En Here, dalk is dit iets wat ons almal mee kan vereenselwig vandag. Here, maar mag ons weet dat u ons ontmoet hier in hierdie oomblikke, maar mag ons u ontmoet, mag ons u hoor, en mag ons luister na dit wat u vandag vir ons wil sê. Amen. Vriende, die tema van vandag is klaar met my. En die gedeelte wat ons gaan lees staan in Genesis hier aan die begin van die Bybel. En ek dink baie keer oor wanneer ons moedeloos is, wat in ons eintlik in ons lywe aangaan en wat ons dink, wat ons voel, wat ons ervaar en wat vir ons makliker is en wat vir ons moeiliker is in sulke tipe van omstandighede. En die rede vir ons wat deur 'n moeilike tyd gaan of moedeloos is of te neergedruk voel of swaar kry is uiteenlopend. Daar is eintlik ook 'n stuk, baie keer 'n stuk innerlike worsteling wat kan plaasvind binne ons en wat ek vandag 'n bietjie wil aanraak. En daai innerlike worsteling is daai goed wat jy voel, ag ek het nou al so baie dinge verkeerd gedoen, daarom is dit klaar met my. Met ander woorde, daar's goed wat ek voel, die Here kan my nie meer vergewe nie, of ek kan nie meer na die Here toe nader nie, dit is klaar met my. En dis eintlik daai komponent waar ek wil by uitkom. Of mens kan voel, en dit moet ek dalk ook sê, daar gebeur goed in die lewe. Ons word getref deur pyn, deur hartseer, deur siekte, deur dood. En dan voel ons die Here se teenwoordigheid, soos ons nou gesê het, is nie by ons nie, dis ver. En dan voel ons in daai oomblikke, dit is klaar met my, die Here is nie meer saam met my nie. So eintlik daai twee elemente wat ons so 'n bietjie moet saambind vandag. Saam met dit wil ek sê, vandag se erediens hoop ek bring jou aan die een kant tot introspeksie, met ander woorde, dat jy sal nadink oor daai goed waar jy mee moet losbreek, wat hierdie slegte gedagtes in jou kop bring van, dit is klaar met my, dalk is dit iets wat jy fisies moet doen, wat jy fisies mee moet breek, wat jy fisies moet van loskom, of dalk is dit sommer net persepsies wat in jou kop is, in jou kop heers, van as ek hierdie gedoen het, dan kan die Here nie meer vir my lief wees nie, en daarmee het jy dan dalk nodig om vandag mee los te breek. Maar dan die tweede komponent wat daarmee saamgaan is, dalk moet bring vanoggend se erediens jou tot beweging, in die sin dat jy 'n verskil kan maak, en jy iemand anders tot beweging kan bring, wat deur so 'n tyd dalk gaan, en jy eintlik bystand kan bied, en op so 'n manier, ons sê baie keer, die hande en voete van Jesus te kan wees, en dit moet ons dalk vandag saam hoor. So met al hierdie agtergrond in gedagte gaan ons lees
uit Genesis 3 vers 1 tot 19. En so 'n bietjie is die konteks oor nie net die lees van die Bybel nie, maar meer 'n spesifieke bril waarna ons mee moet kyk wanneer ons na Genesis kyk. Nou, wanneer ons die Bybel lees, moet ons weet daar's 'n verskil tussen vertelde tyd en geskryfde tyd. Vertelde tyd is die tyd waarvan die verhaal wat ons lees van vertel, en geskryfde tyd is wanneer dit wat ons nou lees of van hoor neergepen is. En in baie gevalle is dit nie dieselfde tyd nie. In baie gevalle is daar paar jaar, 10 jaar, 20 jaar, selfs honderde jare wat verbygaan voor die geskryfde tyd plaasvind, en die vertelde tyd is al lank terug in die verlede. Waarom vertel ek dit? In die geval van Genesis, tot die beste van ons beskikking, verskil die vertelde tyd en die geskryfde tyd ongelooflik baie. Die geskryfde tyd en die neergepende tyd is die tyd toe die volk in ballingskap hulle self bevind en hulle gekonfronteer word met eintlik skepingsverhale van hoe die mens en ook die wêreld ontstaan het. En daar in daardie konteks waar hulle moet worstel en moet nadink oor wat hulle glo, oor die Here saam wie hulle en ek en jy 'n pad mee saamstap, dink hulle terug en sê, hierdie is hoe ons ten diepste glo die Here saam met die mens, saam met Adam en Eva wat ons ook nou gaan lees, 'n pad saamstap. En die vertelde tyd is lang terug waarvan ons eintlik nie inligting veel het nie. So ons moet net daai twee van mekaar onderskei. Waarom is dit in hierdie geval vir ons belangrik? Want wanneer ons besef dat wanneer die volk in die geskryfde konteks, waar hulle in 'n moedeloosheid is, hulle self moet opbeer en moet sin maak van God wat steeds die skepper en die almagtige God is, in hulle omstandighede, hulle dit neerpen om eintlik 'n belydenis en 'n verklaring te hê. En ek en jy moet ook werk aan wanneer ons in hierdie moeilike tye, mismoedige tye is, ons eintlik in daai tye die belydenisse moet hê, God is met ons. En ons dit saam met ons moet dra en moet onthou. En dan beteken dit natuurlik nie dat ons vanuit daai belydenisse moet sê, ek kan doen wat ek wil nie. Nee, ek moet sê, Here, hier is introspeksie, goed waaraan ek moet werk, hier is goed wat ek mee moet van moet maak, hier is goed waarmee ek moet breek. Partykeer is dit fisies, eksterne dinge, verslawing, partykeer is dit emosionele dinge, persepsies. Die Here het nie meer eintlik liefde vir my oor nie. En dan moet ons deur ons belydenisse van daai gedagtes losbreek. En dit waarvan ons self daarvan losmaak. En dan van dit uit leef. So kom ons lees die gedeelte saam en dan verpak ons dit uit. Genesis 3 vers 1 tot 19. Die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar op die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang het toe vir die vrou gesê, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet, dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe die boom goed was, en van dit te eet, dat dit 'n lus was vir die oog, en dat die boom begeerlik was, om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet, en ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Albei se oë het oopgegaan, en hulle het besef dat hulle naak is. Hy het vyeblare aangegryg, en vir 'n lendeskorte gemaak. Hulle hoor toe die geluid van God, wat in die tuin rondstap in die middagkoelte. Die mense en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Hy het geantwoord,
Ek het u in die tuin hoor beweeg en ek was bang, want ek is naak. Toe het ek weggekruip. Hy vra toe, wie het vir jou vertel dat jy naak is? Hy het het jy van die boom geëet, waaroor ek jou beveel het, dat jy nie daarvan mag eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u gegee het om aan my sy te wees, sy is die een wat vir my van die boom gegee het en al geëet het. Die Here God vra toe vir die vrou, wat het jy nou gedoen? Die vrou het geantwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die makdiere en al die diere van die veld. Op jou pens sal jy seil en stof sal jy eet solank jy leef. Vyandskap sal tussen jou en die vrou stel en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval en jy sal sy hakskeen aanval. Vir die vrou het hy gesê, ek sal jou swaar kry met swangerskap, baie erger maak, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jou begeerte wees, maar hy sal oor jou heers. Vir die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na jou vrou se stem en geëet het van die boom waarvan ek jou beveel het, jy mag nie daarvan eet nie, is die grond deur jou toedoen vervloek. Met swaar kry sal jy daarvan eet solank jy leef. Dorings en dissels sal dit vir jou laat uitspruit en jy sal vetplante eet. Met sweet aan jou gesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die grond, want daaruit is jy geneem. Ja, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Dis 'n paar goed wat ons in hierdie gedagtegang vir mekaar moet sê uit hierdie teksgedeelte. Die een is dat ons moet weet dat ons keuses gaan nie sonder gevolge nie. So wanneer jy dalk vandag hier sit en sê, ek is moedeloos, dit is klaar met my, kan jy bely dat die Here saam met jou is in ten eerste. Maar jy moet introspeksie doen en sê, Here, maar ek wil losbreek van hierdie goed wat eintlik my tyd, my gedagtes, my familie van my af wegneem. En dan wanneer jy daarmee losbreek, uit genade uitleef. Hoe is genade in hierdie gedeelte wat ons nou saam gelees het eintlik teenwoordig? Die interessante ding is, wat mens moet raak sien is, selfs die slang weet, God is genadig. Waarom sê ek so? Want die slang sê vir die man en die vrou eintlik wanneer hy vir haar van die vrug wil gee, weet jy, wanneer jy van hierdie vrug eet, gaan jy verseker nie sterf nie. Waarom? Want selfs die slang weet hoe groot God is en hoe groot die genade van God is. So as die slang dit erken, waarom wil ek en jy dit nie erken nie? Waarom wil ek en jy nie in ons introspeksie van ons eie lewens nie die genade erken nie? Maar meer as dit, hoekom wil ons dit nie net erken nie? Waarom bring dit ons nie tot beweging nie? Met ander woorde, waarom sê ons, Here, sê ons nie net bloot eenvoudig, Here, ek wil hiermee breek en ek wil nie lewe nie. Ek wil anders lewe nie en ek gee my alles om dit te kan regkry nie. So aan die een kant lê die gedeelte van ons om te sê, weet jy, ek wil introspeksie doen vandag en ek moet weet, dit is nie klaar met my nie. As die slang dit kan regkry om te bely dat God genadig en liefde is en almagtig is, kan ek dit ook doen. En dis die eerste ding wat jy moet hoor. Die tweede ding is wat jy moet hoor is, in die sweet van jou gesig sal jy brood eet. So dit beteken dat om van hierdie goed los te breek, is nie maklik nie. Mens moet daarvoor werk. Dit kom nie vanselfsprekend nie. Ek kan nie maar net probeer en dan opgee nie. Ek moet aanhou probeer. Maar heeltyd in my gedagte hou, deur die belydenis, God is met my. God is genadig. God se genade is vir my. Ek kan maar aan sy tafel aansit. En ons gaan hierdie week in die kerk nagmaal gebruik. En met daai gedagte kan ons dan aan die tafel gaan sit en sê, dis nie klaar met my nie. Maar
Hoekom sê ek, dit moet ons tot beweging bring? Nie net in die sin dat ek verander nie. In 'n groter manier beteken dit ook die volgende. Beteken dat wanneer iemand deur 'n moederlose tyd gaan, ek hulle kan bystaan en sê en kan onthou, God se genade is vir jou. Jy sien, ek en jy, wanneer ons moederloos is, dan is daar niks wat met ons sisteem akkommodeer, soos 'n moederlose prederike versigtiging. Alles kom tot niks nie. Dit akkommodeer so met ons wese, met ons lywe, want dit voel of dit so natuurlik is. Maar ons moet onthou, prediker eindig ook met die boodskap van, dien die Here jou God, kom sy gebooie na, en hou aan hom vas. En dis al belydenis wat ons moet hê. Want dit sluit aan by die belydenis van Genesis wat ons nou saam nog gekyk het. Dat die slang bely, God is genade. Daarom kan ek en jy bely, God is genadig vir my, vir die een langs my. Maar, kom ons kom tot beweging. Kom ons werk daaraan om verandering te bewerkstellig in ons hartswese, vir onsself, vir ons kinders, vir ons familie. Mag jy vandag waar jy introspeksie doen, dalk by goed uitkom wat jy dalk mee wil breek. Mag jy losbreek van dit wat jou onderkry tans. Meer as dit, mag jy losbreek dalk van persepsies in jou kop. Maar belangriker as dit, eien die genade wat selfs die slang bely, toe vir jouself. Gaan lewe, werk hard om te wil verander, omdat die gawe van genade joune is. En wanneer jy dan saam met ons aan tafel sit vir die nagmaal, weet, in my kop sê dit in die agterkant, dit is klaar met my. Maar die belydenis wat ons vandag vir mekaar het is, dis nie klaar nie. God se genade is vir jou. Die vraag is, gaan jy dit toeëien? Gaan jy daarmee werk? Of gaan jy op dit sit? Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U genadig is. Dankie dat U vir my genade het. Dankie dat U vir elkeen van ons genade het. Here, maar mag ons hierdie genade toeëien. Mag ons losbreek van dit wat ons tyd tans dalk steel. Here, maar Here, saam met dit, mag ons onsself tot beweging bring. Maar mag ons ook ander mense tot beweging bring, sodat hulle U genade kan toeëien. Maar mag ons weet, in alles is U by ons. Net soos ons vandag geskuif het in ons erediens en die kers hiernatoe gebring het na die moederskamer toe, fisies en visueel. Here, mag ons bely dat U in ons harte elke liewe tree saam met ons is. Amen. Vriende, is lekker om saam met julle te kan kuier. En weet dat die genade van die Here vir jou is. Ontvang ook die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.